dan raai. Goeienaand en hartlik welkom by Hersiening 2011. Ek is Kobus Burger en vir die volgende sowat 50 minute gaan ons ekonomie behandel. Ons het 2 weke gelede weggespring met 'n inleidende program, maar vanaand pak ons die bil en die beer by die horings. Ons gaan 'n vraestel behandel en die verskillende aspekte van 'n vraestel deurwerk. Daar sal ook slim wenke wees hoe om 'n vraag te beantwoord. Ons sal ook jou vrae beantwoord, so as jy 'n e-pos met 'n vraag gestuur het, bly ingeskakel. En ja, trek sommer nou al die pen en die papier nader. Vanaand se program gaan soos die eerste een 'n magdom inligting bevat. Die persoon wat ekonomie byna kinderspeletjies kan maak, is my gas Susan Maree. Baie welkom Susan. Goeienaand Kobus. Nou Susan is 'n onderwyseres in ekonomie en rekeningkunde by Hoërskool Tygerberg in die Wes-Kaap. En dan baie welkom aan ons 2 graad 12 leerders, Carmen Vermaak. Hallo. Hallo Carmen en Roan Oosthuizen. Hallo. Hallo Roan. Julle is albei graad 12 leerders van Hoërskool Linden hier in Johannesburg. En ek is seker julle het ook julle eie vrae oor ekonomie saamgebring. Nou Susan, herinner ons net weer aan die 4 modules waaruit die ekonomie leerplan bestaan. Kobus, die ekonomie bestaan uit, die eerste module is makro-ekonomie, wat maar gaan oor die ekonomiese kringloop, die sakesiklus, die rol van die openbare sektor, en natuurlik laaste, maar nie die minste in daai module nie, die buitelandse valutamark en die betalingsbalans. Die tweede module is die mikro-ekonomie, wat te doen het met markte, volmaakte en onvolmaakte mark en markmislukkings. Die derde module gaan oor ekonomiese strewes, oor die uitbouing van die nywerheidsontwikkeling en die streeksontwikkeling en dan ook natuurlik daar die verskil tussen die noord en suid verdeling van die lande. En dan ons laaste module, die 4de module, is die probleme, die hedendaagse ekonomiese probleme wat natuurlik gaan oor inflasie, toerisme en omgewingsvolhoubaarheid. Dis ons 4 modules vir die kurrikulum vir graad 12. Nou sien jy dat ons nou vanaand 2 graad 12 leerders in die ateljee het. Dit sal lekker wees om te hoor wat se vrae julle het. So kom ons begin by Carmen. Carmen, het jy 'n vraag vir Susan oor ekonomie of iets waarmee jy sukkel? Ja, definitief. As ons nou na die sakesiklusse toe gaan in module 1, het ek 'n vraag by die afswaai stadium. Ek sien die eiendomsmark is baie swak daar, maar dan aan die ander kant styg die aandeleprys. Ek verstaan dit nou nie so lekker nie, want die ekonomie moet veronderstel om swak te wees dan. Hoekom sal jy jou geld dan in aandele belê? Carmen, ek kan vir jou nou daar antwoord. Jy weet in module 1 praat ons ook van leidende aanwysers en samevallende aanwysers en dan sloerende aanwysers. En die leidende aanwyser is dan nou die eiendomsmark wat swakker word. Dit beteken dis amper 'n voorloper dat ons weer die sakesiklus is op die afdraande pad. Okay. Maar dan is daar mos nou mense wat sekere keuses uitoefen en hulle het een van 2 keuses. Of hulle gaan besluit dat die aandelebeurs is nou 'n baie goeie proposisie vir hulle gaan daarin belê, of hulle het die verwagting dat hy nou weer een of ander tyd gaan terugswaai. En dis baie keer die feite wat hulle gaan laat besluit om dan die aandeel te koop en daarom is daar 'n bietjie van 'n oplewing. Okay. Beantwoord dit jou vraag, ja, nee, Carmen? Dankie. Okay. Dan Roan Oosthuizen, het jy 'n vraag vir Susan? Ja, ek het ook 'n vraag. My vraag is bietjie meer algemeen. Dit is as ek 'n vraestel beantwoord, in elke keusevraag is daar gewoonlik 3 of 4 3-punt vrae en 'n 4-punt vraag en die einde is 16-punt vraag. Hoe benader mens dit sonder om te veel tyd te mors, maar om genoeg punte te kry om byvoorbeeld 16 uit 16 te kan kry, maar nie 'n bladsy te skryf nie? Want ons onderwyser sê vir ons skryf 'n sin per punt, maar ek is bang om te min te skryf. Weet jy, ons gaan bietjie later gaan ons as ons na die uitleg van die vraestel kyk, gaan ons meer in detail dink ek daarna kyk. Maar as ek net vir jou vinnig kan sê, eintlik werk dit so dat 'n volle feit, dit wil sê 'n goeie sin met miskien 'n voorbeeld, tel 2 punte. So as jy nou daar 8 feite skryf en miskien 'n 9de feit vir as jy bang is een van jou feite is nie reg nie en maksimum 10 feite, dan behoort jy jou 16 punte te kry. Ja, maar mens moet besop daar om nie 'n hele bladsy te skryf nie, want dan mors jy eintlik tyd en jy gaan definitief nie meer punte kry nie. So kom ons sê 8 feite en om veilig te wees 2 feite by. Okay, baie dankie. So ek dink Roan se vraag, Susan, is nou 'n baie goeie inleiding vir ons om eintlik die vraestel nou nader te sleep, maar ek dink voordat ons daardie vraestel nader sleep, kom ons luister net na 'n klein bietjie musiek. Hier is die Heuwels Fantasties saam met Thief en die liedjie is Way to Go.
ever told me how the way to go. At the moment I could say I'm doing better than it. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm ready, going steady. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm ready to learn. Aangenaam, so bly om te hoor dat jy luister. Soetsappig klink dalk laf, sny jy lyn in die middel af. Swart en wit verkleer ons grys arias. Ligte besoedel en verhelder die hemel. Kan ek verdrink in hierdie sterrestelsel? Daar's bloed. Ja, so klink Hewels fantasties saam met Thief, dis die liedjie Way to Go, hersiening 2011 en ons behandel vanaand ekonomie. Saam met my in die ateljee is Susan Maree en dan ook van Hoërskool Linden, Roan Oosthuizen en Carmen Vermaak. Nou ons het voor die liedjie net begin en deur te sê ons gaan vanaand 'n vraestel behandel. So as jy nog nie jou pen en papier byderhand het nie, nou is die tyd om te gryp en neer te skryf. Natuurlik die program is ook as 'n potgooi beskikbaar op RSG se webblad. As jy dit na die tyd in MP3 formaat wil aflaai, as jy voel jy het iets gemis, dan kan jy dit by rsg.co.za kry. Susan, ek dink ons moet begin by die eerste deel van daai vraestel, die instruksies en inligting. So as jy net vir ons daai basiese begin van 'n vraestel kan verduidelik. Ja, Kobus, ek dink ons moet 'n bietjie kyk hoe is die vraestel uiteengesit. Dit maak dit ook later makliker want daar is nogal keuses vir leerders en dit is vir hulle moeilik as hulle hierdie klomp vrae sien en hulle weet nou nie hoeveel vrae moet hulle beantwoord nie. Die vraestel bestaan dis 300 punte en hulle het 3 ure om dit te skryf. En die vraestel bestaan dan uit 3 afdelings. Afdeling A is dan die kort vraaggedeelte en dit tel 50 punte. Nou in die afdeling kry mens dan die meervoudige keusevrae of die begrippe wat jy moet pas by die beskrywings of wat jy die gebruikelike kolom A moet pas by die kolom B. Dan afdeling B is nou wat ons verlede week 'n bietjie daarvan gepraat het, die data respons vrae en dan ook maar die weergee van die detail vrae en daar kry jy dan meer vrae, maar jy moet net 3 doen. Jy kry 5 vrae, maar jy hoef daar net 3 te doen. So jou keuse moet jy dan nou daar kan uitoefen. En die vrae bestaan nou uit 2 punte, 3 punte, 6 punte, 8 punte en dan het dit in die verlede altyd geëindig op 'n 16 punt vraag. Ons gaan bietjie terugkom nou na daai 16 punt vraag toe. Ek wil net eers die vraestel afhandel, dan sal ek iets daaroor sê. En dan afdeling C bestaan dan nou uit ons lang vrae, die 50 punt lang vraag
En daar kry jy 4 vrae waarvan jy net 2 moet doen. En die 50 punt lang vraag kan ook verskeie vorms aanneem. Dis of 'n opstelvraag, of 'n memorandum wat jy aan een of ander minister moet skryf, of 'n formele brief wat jy aan iemand moet rig. So daai vraag is gewoonlik 'n baie wyeer vraag wat jy dan moet beantwoord. So Susan, daai afdeling A is dan verpligtend, reg? Dis verpligtend, daar's geen keuses daar nie. Maar by B en C is daar keuses. Ja, en dit het ons in die verlede ook al gesien, dit is vir die leerders baie moeilik as jy nou hierdie klomp vrae kry. As jy nou in afdeling C kyk, jy het hierdie 4 vrae, en jy het miskien 2 modules baie goed geleer, maar nou is daai 2 langvrae baie moeilik. Dan is dit vir die kinders moeilik om te besluit watter langvrae hulle moet doen, en so die keuse-uitoefening het ons gevind, vat nogal so 'n bietjie, is vir hulle moeilik, en daarom kry hulle ook gewoonlik 'n leestyd, so 10 minute voor hulle begin skryf, en in daai tyd moet hulle definitief deur die vraestel gaan en baie seker maak jy kies die regte vraag wat jy die meeste van weet. En hierdie agtergrond wat jy nou gegee het, is ook dan op daai eerste blad die instruksies en inligting beskikbaar waar dan staan wat is verpligtend en waar jy keuse het. Ja, al wat nog daarby kom is hulle gee partykeer nog vir jou die tydtoedeling wat jy per vraag moet gebruik. Dis maar 25 minute per vraag, en dan by die afdeling C is dit 40 minute per vraag. Susan, so as 'n mens nou sukkel met daai keuses, byvoorbeeld jy het nou gesê dit is baie moeilik, enige raad in terme van hoe om 'n keuse uit te oefen? Die raad is eintlik, hulle moet as hulle begin leer al besluit watter modules gaan hulle leer, gaan hulle op konsentreer vir die afdeling C vrae, die lang vrae. En dan moet hulle die ander afdeling B moet hulle dan ook kies. Soos byvoorbeeld, ek gaan net 'n voorbeeld noem, dis baie makliker om met 'n voorbeeld te verduidelik. Makro-ekonomie is 'n baie belangrike module, en ek dink geen leerder wat in graad 12 is behoort hom te los nie, want die afdeling module kom in afdeling A voor, en hy kom taamlik baie in afdeling B voor, gewoonlik ten minste 1 vraag of 1,5 of selfs 2 vrae. En dan kom hy nog in afdeling C ook. So as jy begin leer, moet jy al amper jou keuse maak. Dit gaan dit net veel makliker wees as jy dan voor die vraestel sit, en dan weet jy, ek het module 1 geleer, so ek moet die vrae doen wat handel oor module 1. So mens kan eintlik 'n bietjie voorbereiding doen in terme van die vraestel deur reeds met jou hersiening te besluit wat is vir jou belangrike dele of modules. Ja, wat is vir jou makliker, want party leerders, soos ons verlede keer gesê het, sukkel met die mikro-ekonomie omdat daar nou 'n bietjie grafieke in is, dan skram hulle weg daarbey. As dit vir jou 'n probleem is, dan leer jy jou module 2, die mikro-ekonomie, dan eintlik maar meer vir kort vrae en miskien dan nie so erg vir 'n lang vraag of vir die afdeling B vrae nie. Nou natuurlik is jy baie welkom as jy 'n vraag het in terme van ekonomie. Ons doen hersiening 2011 hier, so ons behandel ekonomie. As jy 'n vraag het, is jy baie welkom om vir ons dit te stuur. My e-posadres is burger, burger, by rsg.co.za. So elke week, elke tweede week as ons eintlik hier saam kuier, sal ons jou vrae beantwoord. So stuur enige e-pos met vrae na burger, burger, by rsg.co.za. Susan, ek het 'n maklike vraagie eintlik gekry. Dit is van William Blok wat vir ons ge-e-pos het, en hy sê, wat sou 'n leerder se uitdaging wees wie eers die vak in graad 11 opneem? Sou jy aanbeveel om eers in graad 11 met ekonomie te begin? Kobus, ek sal dit nie aanbeveel nie, maar dis definitief haalbaar. Maar wat eintlik dan net effens 'n probleem gaan wees, want graad 10 doen ons die onderbou van ekonomie, en ons doen baie begrippe waar die leerders leer wat is mikro-ekonomie en die definisie van makro-ekonomie, en hulle begin met vraag en aanbod baie werk in graad 10, is dit dan bietjie moeiliker vir 'n graad 11 leerder om dit te begin doen in graad 11, maar dis heel moontlik. Ek kan dit ook sommer net sê dat my huidige graad 12s was daar te min leerders in graad 10 wat eintlik belang gestel het om ekonomie te neem, en toe het ons die vak nie aangebied nie. Maar toe in graad 11 het hulle besluit, maar dis eintlik die vak wat hulle wil hê, en toe begin ek met die hele klas vir die eerste keer in graad 11 ekonomie. En hulle gaan wonderlike uitslae kry hierdie jaar, glo ek. En so dis heel haalbaar, maar dit verg 'n bietjie meer moeite, want jy moet teruggaan en na jou onderbou bietjie werk.
So Susan, sal ons begin met die vraestel afdeling A. Dis reg, ons kan maar met hom begin, die kort vrae. Die kort vrae, en dit is nou verpligtend, so met ander woorde, as ek nou hierdie deel van die vraestel kry, dan moet ek al hierdie vrae beantwoord. Dis reg so. So ons gaan vanaand werk deur 2009 se vraestel. Ons sal ook 'n bietjie meer besonderhede daaroor gee waar mens kan gaan soek daarvoor, maar kom ons werk met vraag 1.1.1. En die vraag is: 'n rede vir die bestaan van 'n openbare sektor is om A. privaat goedere te voorsien, B. merietegoedere te voorsien, C. pryse van verbruiksgoedere vas te stel. So Roan of Carmen, wil julle antwoord? Ek dink dis B. Ja, ek glo is B. Ja. So die rede vir die bestaan van 'n openbare sektor is om merietegoedere te voorsien. Ja. Susan, is dit korrek? Dis heeltemal reg. Dan vraag 1.1.8. En dis nou interessant een vir my. Dit sê KMMO's skep werk vir A. buitelandse werkloses, B. hoogsgeskoolde werkloses alleenlik, C. struktureel werklose mense. Nou Susan, voor hulle antwoord, as 'n mens nou nie weet wat is KMMO's nie, wat dan? Ja, jy weet Kobus, nou onthou jy toe ons 2 weke terug gepraat het ons gesê die leerders wat meer luister en meer lees in die koerante gaan meer op hoogte wees van goed, en dis nou ook die nuwe akronieme en afkortings, want daar's baie van dit. So ek sal hulle aanraai om nou maar bietjie te lees, dan sal jy weet 'n KMMO staan vir klein, medium, mikroondernemings. Maar ek dink ook die opvoeders probeer dit darm in hulle lesse inwerk, en as daar dan nou nuwe goed te kom, laat hulle vir die kinders net sê wat staan dit, of byvoorbeeld die monetêre beleidskomitee is die MBK, want dit kom baie in vraestelle voor. Ek dink hulle neem aan leerders weet dit. As jy nou nie weet nie, dan moet net asseblief nooit 'n vraag uitlos nie, dan raai jy maar by die kort vrae. So ek gaan net weer die vraag vra. KMMO skep werk vir A. buitelandse werkloses, B. hoogsgeskoolde werkloses alleenlik, of C. struktureel werklose mense. Wat is die antwoord? Ons glo dis C. C. struktureel werklose mense. Dis heeltemal reg. 1.1.9 'n voordeel van invoervervanging is dat die binnelandse ekonomie A. minder kompeterend raak, B. meer gediversifiseerd raak, of C. minder beskerming geniet. Wat is die antwoord? Ek dink dis B. Ek sal ook gaan met B. Roan en Carmen sê albei B. meer gediversifiseerd raak. Dis heeltemal reg. Dan 1.1.10 wanneer toeriste die geleentheid kry om in Suid-Afrika die lewe in townships te beleef, staan daardie toerisme bekend as A. internasionale toerisme, B. ekotourisme, of C. gemeenskapstoerisme. Dis seker C. C. gemeenskapstoerisme. Kobus, dis nou nogal 'n interessante kort vraag daai, want gewoonlik is daar net een regte antwoord, maar in die geval sou hulle A, wat internasionale toerisme is, reg gevat het, want dit is ook reg, maar C is dan die meer regte een, en dis die gemeenskapstoerisme. So al het jy dan A of C gekies, sou jy steeds jou punte kry daarvoor. Dan sou jy, maar dit werk nie altyd so nie, maar in hierdie geval is dit nou so. 1.1.11 Die staat kan 'n belangrike rol speel by die instandhouding van omgewingsvolhoubaarheid deur gebruik te maak van die A. fiskale beleid, B. verstedelikingsbeleid, of C. monetêre beleid. Jong, ek sal gaan met B. Carmen sê verstedelikingsbeleid. Ja, ek dink dit is die verstedeliking. Nee, Kobus, hulle twee het albei daar verkeerd. Dis A, die fiskale beleid, omdat die fiskale beleid het mos ook te doen met belasting en met die owerheidsbesteding, en omdat dit nou met omgewingsvolhoubaarheid te doen het, gaan dit oor dat hulle sekere belastings hef en dan hoe hulle dit dan aanwend of wat die regering dan bestee. So dis fiskale beleid. Carmen? Sien dit is nou hier by die fiskale beleid en die monetêre beleid. Dis wil ek ook net vra, dit voel vir my asof ek reg deur die boek die hele tyd oor jou aanbodkant en jou vraagkant beleid leer, en elke keer is dit 'n ander feit en is 'n ander uitkyk op die saak. En ek wil net weet, wat is belangrik by 'n aanbodkant beleid en vraagkant beleid? Wat moet jy in jou vraag hê of in jou antwoord hê? Ek dink die belangrike ding is uit watter module uit jy hierdie vraag nou gaan aanpak, want as jy kyk na module 1, gaan dit mos nou om die sake siklus eintlik meer glad te stryk of meer te kan beheer. Dan het hulle ook mos nou hierdie fiskale beleid en monetêre beleid en dan die nuwe ekonomiese paradigma.
Maar dan as jy nou weer kyk, ek gaan nou terugkom na dit, maar as jy nou weer gaan kyk by inflasie hier op die einde van module 4, dan kom jy weer met die verskillende beleide en dan ook 'n nie monetêre of nie fiskale beleid nie. Ek dink die belangrike ding is as jy kyk, want die vraagkant beleid gaan ons nou maar meer oor die vraag van die verbruiker en wanneer koop hulle baie en wanneer gebruik hulle geld, en dit het te doen met die geldvoorraad. So jy gaan dan baie al die feite van jou monetêre beleid gaan jy eintlik aan daai kant dan lys. Okay. By jou vraagkant. Maar as jy by jou aanbodkant kom, dan is dit mos maar wat gebied kan word en wie bied nou ook die meeste van die goed, en dit is maar die openbare sektor, en dit het nou weer te doen met die fiskale beleid van die belastings en die owerheidbesteding en alles wat dan nou daarmee saamgaan. So dan is dit weer belangrik dat jy daai beleid in detail aan daai kant dan verduidelik. Okay. Maak dit vir jou ja, sin? Nee, definitief. Goed. Jy luister na Hersiening 2011 hier op RSG 100 tot 104 FM. Ek is Kobus Burger en ons gesels elke tweede week saam hier rondom die ekonomie handboeke. My gaste ook dan in Johannesburg hier in die ateljee is van Hoërskool Linden, Roan Oosthuizen en Carmen Vermaak. En natuurlik as jy vrae het, is jy baie welkom om vir ons e-pos te stuur met jou eie vrae. Ons beantwoord dit dan elke tweede week hier op RSG. En die e-posadres daarvoor is burger@rsg.co.za. So Susan, ons het nou 'n bietjie deur die kort vrae met ander woorde gewerk, afdeling A verpligtend. Kom ons spring na 1.3. Dit is nou 'n November 2009 vraestel. Daar's 2 kolomme. Ja. Waar jy dan goed met mekaar vergelyk. Hoe maak 'n mens met sulke kolomme? Weet jy, ek dink ons gebruik hier die situasie van eliminasie. Jy begin nou maar met kolom A en dan lees jy die begrip of die term en dan kyk jy maar al die omskrywings of beskrywings deur en jy merk wat pas die beste. En so gaan jy nou maar kom dat 2 beskrywings dalk vir jou baie dieselfde lyk dat dit kan pas by een begrip. En dan gaan jy nou maar so elimineer en dan op die ou einde moet jy besluit watter een pas die beste by die ander ene en dan moet jy maar jou keuse maak. So Carmen en Roan, het julle enige vrae oor daai afdeling met die kolom wat 'n mens moet vergelyk? Nee, nou nie eintlik nie. Ja, dis Dis vir gewoonlik my maar heel eenvoudig. ja, dis 'n proses van eliminasie. Ja. Jy kies iets wat jy weet is reg en dan van daar af pas jy maar soos hulle sê pas A by B en kyk van daar af. Ja. En dis gewoonlik ook 'n vraag wat die leerders heel maklik kry, want die antwoorde is eintlik daar. Jy moet net besluit watter maatjie is by watter een. Maar Susan, as 'n mens nou regtig sukkel in hierdie afdeling A, kan 'n mens maar 'n bietjie raai. Jy moet asseblief raai, Kobus, want ek sê mens moet regtig niks uitlaat nie, want jy raai 3/4 van die tyd raai jy reg. So dit's goed om te raai. Ja, as jy nou nie weet nie, dis beter om te weet, maar dis beter jy moet maar raai ook, ja. So ons behandel vanaand hier in Hersiening 2011 ekonomie, ons behandel 'n vraestel. Ons het nou 'n bietjie gekyk na afdeling A, maar ek het nog 'n e-pos ontvang van Paul Loots, hy is van Pretoria. So Susan, kom ons help vir Paul. Hy sukkel met heelwat dinge. Hy het so 'n hele lysie gemaak eintlik van 8. So kom ons help hom met 'n paar daarvan. Die eerste een waarmee hy sukkel, sê hy, is ekstrapolasie. Kan ons dit verduidelik? Dit is 'n groot woord vir party van die leerders, maar dis eintlik baie eenvoudige begrip dat jy historiese data of tendense gebruik en dan aanvaar jy dat dit gaan voortduur. Ek gaan 'n voorbeeld vir hom voorhou, dan kan hy mooi verstaan. As daar by die sake siklus, as ons nou byvoorbeeld deur 'n trog is, en die sake siklus is besig om te herstel, dan neem ons aan die ekonomie gaan groei, want ons is nou deur die trog en ons is besig om te herstel en ons is dan in 'n opwaartse kurwe. Dan die tweede een op sy lys is die betalingsbalans. Die betalingsbalans is 'n rekord van 'n land se handels- en finansiële transaksies met die res van die wêreld oor 'n sekere tydperk. Dit wil sê dis maar die opskryf van transaksies van ons en maar Suid-Afrika met die res van die wêreld in 'n sekere tydperk. Dan volgende op sy lys, Paul Loots van Pretoria vra, wat is die openbare sektor? Die openbare sektor is maar die regering, die staat, dit is maar die makliker terme wat vir die openbare sektor gebruik word. En dan nommer 4 op sy lys is die regstelling van die betalingsbalans. Wat beteken dit?
Kobus, enige mens het 'n bankrekening en daar kom ons geld nou in jou rekening in en jou geld gaan uit. En as jy meer geld uit jou bankrekening laat gaan as wat inkom, dan jy 'n tekort. Jy het te min geld, dan moet jy op 'n plek gaan leen. Nou 'n betalingsbalans werk maar soos 'n bankrekening. So as en nou regstelling van 'n betalingsbalans is as jou land nou 'n langdurige tekort het of 'n tekort wat nou nie gaan verbeter nie, dan moet jy dit regstel en die Suid-Afrikaanse Reservebank in ons geval moet dit doen. Dis ons sentrale bank en hulle doen dit gewoonlik met goud en buitelandse valuta reserves wat hulle verkoop en natuurlik met beleide. Ek en Carmen het nou van die beleide gepraat. Natuurlik met die beleide gaan hulle dan moet hierdie ding regtrek as hulle sien maar ons betalingsbalans het so 'n probleem. Hy het so wil ek amper sê 'n tekort wat nou wat nie kan regkom nie. Hulle noem dit ook 'n fundamentele disequilibrium. Dit beteken maar net vir 'n lang tyd het jy 'n tekort en jy kan hom nie regstel nie. So dis 'n paar antwoorde op Paul Loots van Pretoria se vraag. Hy's 'n graad 12 leerder in ekonomie. Ons gaan 'n bietjie later nog van 'n ander vraag vir hom beantwoord. So bly ingeskakel en dan antwoord is die ander. So ons gaan aan met die vraestel nou na afdeling B. Wat behels afdeling B, Susan? Kobus, afdeling B is nou die langer tipe vraag, maar hy het 'n patroon die vraag. Elke vraag begin met 4 kort vrae wat 8 punte tel. So elke kort vraag tel 2 punte elk en dan daarna is dit 6 punte en gewoonlik daar is ook net daarna of 'n spotprent of 'n leesstuk of 'n grafiek of enige so iets wat jy dan soort van moet toepas, wat jy jou kennis moet gebruik om te kan toepas. En dan aan die einde van elke vraag het dit in die verlede altyd geëindig met 'n 16 punt vraag wat Roan ook vroeër van gevra het. Maar verlede jaar het graad 10, 2010 het hulle gesê dat die leerders sukkel vreeslik om die 16 punt vraag te beantwoord en toe het hulle dit 2 8 punt vrae gemaak. Maar ek het verskeie pogings aangewend om uit te vind of dit nou weer 2 8-punt vraag gaan wees of weer 'n 16-punt vraag, maar ek kon nie 'n antwoord daarop kry nie. Ek gaan probeer om vir ons uit te vind, maar in 2010 was daar dan 2 8-punt vrae in plaas van die 16-punt vraag. So kom ons kyk dan na vraag 2, die eerste een 2.1.1 sê en jy moet kies dan hierso een van die korrekte antwoorde. Tekorte op die betalingsbalans kan gekorrigeer word deur 'n styging of 'n daling in die rentekoerse. Tekorte op die betalingsbalans kan gekorrigeer word deur 'n styging of 'n daling in die rentekoerse. Dis 'n daling sodat die verbruiker meer geld het om te spandeer. Sê Roan. Nee, dis 'n styging. Ja, dis verkeerd. So dit is 'n styging, Susan? Ja. Hoekom is dit 'n styging in rentekoerse? Want as die rentekoers styg, gaan die mense nou mos minder spandeer en Roan het gedink hulle moet meer spandeer, maar Kobus lees net vir die leerders die eerste deeltjie van daai vraag weer, laat hulle hom net mooi hoor, dan gaan hulle besef. Nou, lees net die eerste asseblief. Tekorte op die betalingsbalans kan gekorrigeer word, kan reggemaak word deur 'n styging of 'n daling in rentekoerse. Ek wil spesifiek gevra het jy moet dit lees, want weet jy wat se tekort op die betalingsbalans, daar gaan meer geld uit ons land uit, verstaan, as wat die geld in ons land inkom. En dis wat ons wil regstel. Ek dink baie leerders lees baie keer die vraag vinnig en dan weet hy outomaties, hoor jy, die rentekoers moet daal want die mense moet meer spandeer, maar dan gaan dit eintlik oor die ekonomiese stimulasie in die land, jy weet. Goed, dan die volgende ene, 'n doelbewuste maatreël deur die staat om die waarde van 'n geldeenheid te verminder, staan as devaluasie of depresiasie bekend. Ek gaan hom weer lees. 'n Doelbewuste maatreël deur die staat om die waarde van 'n geldeenheid te verminder, staan as devaluasie of depresiasie bekend. Depresiasie sê Carmen. Nee, dis devaluasie. Want is 'n doelbewuste poging deur die staat. Kyk, appresiasie en depresiasie is maar die wisselkoers wat met sy natuurlike gang gaan op of af gaan, jy weet, versterk of verswak. Maar as die regering 'n doelbewuste poging aanwend om dit te doen, dan se devaluasie. Ek het ook 'n vraag daaroor. Ek het ook raak gelees van wat noem mense dit? Vaste wisselkoers. Swewend en Nee,
onderwaardering van die rand en oorwaardering of so iets. Ek het dit nou nie so lekker verstaan nie. Hoekom sal jy jou rand wil oorwaardeer of onderwaardeer? Nee, ek dink dit is maar in die situasie wat die ekonomie op daai stadium is. Jy wil ook nie 'n te sterk rand hê nie en jy wil ook nie 'n swak rand hê nie, verstaan? So ek dink dis maar in daai situasie wat jy moet besluit, gaan die Suid-Afrikaanse Reserwebank, gaan hulle nou inmeng en met hoeveel gaan hulle inmeng en wat gaan hulle doen? Verstaan? So ek dink dit is maar dit het daarmee te doen. Want jy moet jy moet inmeng, maar jy wil ook nie eintlik inmeng nie, want jy wil sy natuurlike gang laat gaan. Okay, nee, dis reg. Maak dit vir jou sin, Carmen? Ja. Dan gaan ons spring na vraag 3 toe. So hier moet jy ook die korrekte antwoord kies. Dis gewoonlik tussen hakkies. So produkte wat op die volmaakte mark verkoop word, is homogeen of heterogeen van aard. Produkte wat op die volmaakte mark verkoop word, is homogeen of heterogeen van aard. Dis homogeen. Dis 100% reg. Dan die volgende een, privaat koste staan ook as interne of eksterne koste bekend. Privaat koste staan ook as interne of eksterne koste bekend. Jong, dis nou seker interne. Ja, dis heeltemal reg. En sien jy nou, Kobus, al weet mens nie presies nie, jy kan jou nogals laat lei deur die Afrikaans, wil ek amper sê. Jy weet, jy het nou 'n raaiskoot gevat, maar dit werk. Dan 3.2, Susan, die vraag is, noem enige 3 voorbeelde van negatiewe eksternaliteite wat deur industriële ontwikkeling veroorsaak word. So dis dan 3 keer 2 punte, dit tel aan 6 punte. Kobus, dit is gewoonlik hoe die punte toedeling is. Ek kom nou weer terug na Roan ook toe wat hy gevra het, die 16 punt vraag. Dis gewoonlik 'n feit of 'n sin tel 2 punte. So die eksternaliteite en die negatiewe eksternaliteite gaan nou wees as jy nou industriële ontwikkeling het, dan is besoedeling. En ek sê ook altyd vir my leerders, sê 'n voorbeeld by, soos byvoorbeeld lug, water en geraasbesoedeling. Of jy kan sê die verkeer gaan toeneem en daar gaan opeenhopings wees en dit gaan vir die mense in daai omgewing 'n probleem wees. As jy met 'n voorbeeld verduidelik, dan gaan die persoon wat jou vrae stel nasien onmiddellik weet, maar hierdie leerder weet waarvan hy praat en dan kry jy jou 2 punte. So ons werk deur 'n vraestel in November 2009 vraestel. Jy luister na Hersiening 2011 en ons behandel ekonomie. Roan het 'n vraag. Ja, ekskuus, ek wil net weet by die voorbeelde, hoe ver mag jy 'n aanname maak? Want kan mens byvoorbeeld sê met die eksternaliteite nou dat daar gaan lugbesoedeling wees, daarom gaan die lug sê maar veiler wees en daar gaan meer werkers siek wees, of is dit 'n te ver aanname om te maak? Nee, ek dink jy kan 'n aanname maak wat jy nou net moet besop en ek noem dit gorrel. Ek dink daar's baie opvoeders wat daarvan praat. Ja, ek sê altyd jy moenie sê die lug is blou, die lug is ligblou en nie donkerblou nie. Die lug is eintlik blou en nie groen nie. Jy weet, dan raak dit gorrel. Ja. So ek dink jy kan 'n voorbeeld gee en hom miskien 'n tweede been gee om bietjie verder, maar moet nou nie na 'n derde en 'n vierde feit toe gaan met die spesifieke voorbeeld. So dis mens pas op om te ver te gaan. Ja, om te wyd, dan raak dit gorrel. Dan sê jy eintlik een feit maar op 4 verskillende maniere. Okay, dankie. So ons beweeg nou so dieper in die vraestel in, maar ek dink voordat ons verder beweeg, nog 'n stukkie musiek, dan is ons nou terug hier by Hersiening 2011 waar ons oor ekonomie vanaand gesels. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up.
You take your aim far away, far away. You shoot me down, but I'm a ball. I am titanium. You shoot me down, but I'm a ball. I am En is die Fransman David Guetta se Titanium met die Australiese sangeres Sia agter die mikrofoon van sy splinter nuwe album Nothing But The Beat. Jy luister na Hersiening 2011 en ons doen ekonomie hier op 'n maandag aand en ek is jou gas Kobus Burger en saam met my kuier Susan Maree daar in Kaapstad en hier in Johannesburg 2 graad 12 leerders van Hoërskool Linden, Roan Oosthuizen en Carmen Vermaak. Ons werk vanaand so 'n bietjie deur 'n vraestel en ons is nou by vraag 3. Susan, ek kyk na hierdie vraestel en hier is 'n grafiek. Nou wat maak 'n mens as jy so 'n grafiek voor jou het? Die grafiek is dan nou die ding wat die leerders in die mikromodule eintlik baie bang maak. Leerders begin somme in beginsel dan sê hulle ek kan nie wiskunde doen nie, ek wil nie hierdie ding doen nie. Maar eintlik is die grafieke glad nie so moeilik nie. Ek dink daar is maar basies 2 of 3 basiese grafieke en as jy hom nou mooi verstaan, dan kan jy nou hom half uitpleis en aangaan. Maar as die grafiek dan nou vir jou verskriklik moeilik is, dan moet jy nie daai vraag doen nie. Dan moet jy vir jou 'n ander vraag uitkies om dit te doen. Maar die grafiek is glad nie so moeilik nie as jy nou van graad 11 af onthou, want dis waar ons die onderbou gedoen het van grafieke, van jou gemiddelde koste en jou gemiddelde veranderlike koste en vaste koste en inkomste en daai grafieke doen jy in graad 11, dan is dit eintlik net 'n samevoeging in graad 12. So as ek sukkel met wiskunde gaan die grafiek vir my moeilik wees. Eintlik maar nie, want die leerders het almal deesdae of wiskunde geletterdheid en in wiskunde geletterdheid doen hulle ook maar tipe van grafieke, so dit behoort nie vir jou 'n probleem te wees nie. Is dit iets waarvoor mense 'n bietjie tyd moet spandeer, dat jy moet mooi seker maak wat gaan hier in die grafiek aan? Ja, Kobus, en ek dink ook daar's baie opvoeders wat half bang is vir die grafieke, want dit is mos nuut, dit het nuut ingekom in die kurrikulum so 'n jaar of 3 terug, en jy moet maar moeite gedoen het om dit te gaan oplees en te verstaan hoe dit werk, en dis 'n moeiliker ding om oor te dra aan die leerders as net die feite. So dit was nou vraag 3 in die ekonomie vraestel November 2009, maar ek dink ons moet net gou teruggaan na Paul Loot se vraag wat ons nou per e-pos ontvang het. Susan, sy volgende begrip waarmee hy sukkel is die buitelandse valutamark. So kan ons vir Paul help, wat is die buitelandse valutamark? As jy die omskrywing daarvan vat, net so eenvoudig is, dit is 'n mark vir die koop en verkoop van buitelandse valuta. Dit is maar soos 'n gewone mark is waar jy iets koop en verkoop jy nou net buitelandse valuta. Dan die volgende is volmaakte mededinging. Paul Loots van Pretoria vra, wat is volmaakte mededinging? Volmaakte mededinging is 'n marksituasie waar jy 'n groot aantal kopers en verkopers het wat 'n homogene produk vir jou verskaf en waar daar maklike toetrede tot die mark is. En ek sê altyd, die aandelemark is 'n baie goeie voorbeeld daarvan, van 'n volmaakte mark. Jou inligting is 100% beskikbaar en jy word nie deur iemand beïnvloed nie. En ja, dis 'n homogene, jy weet presies wat jy koop, al sit jy voor 'n rekenaar en jy koop jou aandele. Dan die volgende begrip wat vermoeilik is monopolistiese mededinging. Wat is monopolistiese mededinging? Ek dink as jy nou so 'n begrip kry, ek wil hom nou weer vir die leerders sê, en jy het nou nie 'n idee wat dit is nie, dan breek jy nou hierdie begrip op en jy sien monopolisties en jy ken van monopolie en dan mededinging, en jy weet mededinging is kompetisie, en dan probeer jy nou maar vir jou 'n definisie daar saam sit, maar monopolistiese mededinging, daar is baie besighede en daar's baie goeie mededinging, maar dit is soos byvoorbeeld die koeldrankmark, en jy koop 'n spesifieke handelsmerk of 'n spesifieke koeldrank en dit vorm dan die monopolistiese mededingingsmark. En die laaste ene, nywerheidsontwikkeling. Ag, nywerheidsontwikkeling is maar net die doeteenvoudige uitbou van nywerhede en ontwikkeling van nywerhede, en dit is eintlik maar net om die vaardigheidssektor en die nywerheidssektor te laat groei.
Nou ja, dit was vrae van Paul Loots in Pretoria. As jy vrae het vir ons wat ons hier in die ekonomieprogram kan behandel, stuur vir ons per e-pos na burger @rsg.co.za. Dis burger @rsg.co.za. Of as jy dan 'n SMS wil stuur, kan jy stuur. Ons is nie nou regstreeks op die lug nie, maar ons kan die SMS'e wel ontvang. Stuur 'n SMS na 33343, dis 33343, dit gaan jou R1.50 per SMS kos, kort en bondig met jou vraag vir hierdie ekonomieprogram, en dan kan ons dit behandel in ons volgende program. Ons is elke tweede week hier, hersiening 2011 met ekonomie. Nou Susan, ons het nie baie tyd om verder te gaan met die vraestel nie, so ons is nou eintlik in afdeling B, omtrent so halfpad in afdeling B van die vraestel, is ek reg? Dis reg. Ek wil iets net sê ook by afdeling B. In afdeling B is daar 5 vrae waarvan jy 3 moet doen. Nou, gewoonlik uit elke module kom daar 'n vraag. So jy gaan kry oor makro, gaan jy vraag kry mikro, strewes en dan jou probleme. En dan is die 5de vraag is gewoonlik 'n kombinasie. Nou, mens weet gewoonlik nie wat is dit nie. Partykeer is dit die makro gekombineer met strewes of die mikro gekombineer met makro, maar dis hoekom ek vir die leerders sê dat makro module, die ekonomie oor makromodule is baie belangrik, want daar's definitief 'n volle vraag oor hom en dan kan hy dalk nog 'n kombinasie wees, maar ja, so daar is meer as die 3 vrae, jy moet mos net jou keuse daar uitoefen. En 'n mens kan lekker keuse seker uitoefen as jy nou die tyd vat om eers te lees wat vra hulle. Ja, en jy moet die kinders is ook half bang vir die spotprente, maar jy hoef glad nie bang te wees nie, want hulle het baie goeie kunstenaars. Jy herken nogals die ou wie se gesig dit is en hulle sit vir jou sulke byskriffies by. Jy kan amper die hele storieetjie sien uit die spotprent uit as jy jou nou nie so doodskrik as jy die spotprent sien nie. Susanna, ons behandel November 2009 se vraestel. Is dit maklik om hierdie vraestelle op die internet byvoorbeeld in die hande te kry? As Roan en Carmen nou ook wil vraestelle aflaai, of die luisteraars wat vanaand ingeskakel is, hoe kry mense dit in die hande? Kobus, ek dink jy het mos die adres, ek weet nie of jy dit daar vir hulle kan gee nie, en of ons dit vir hulle kan beskikbaar stel nie, maar ja, dit is maklik, en ek dink dit is noodsaaklik dat jy ou vraestelle gaan aflaai en dit deurwerk. Ons gaan nou na die adres kyk, maar wat vir my belangrik is jy moet jou werk leer, en dan ek is die wenk wat ek vir my leerders gee is leer makro-ekonomie, en dan kry jy vir jou so 3 of 4 of 5 of hoeveel vraestelle jy vir jou kan aftrek, en dan werk jy al die vraestelle se vrae deur wat te doen het met makro-ekonomie. En so doen jy dan nou weer, as jy nou kies om byvoorbeeld die probleme te kies, dan leer jy eers jou inligting en jou feite, en dan gaan werk jy elke vraestel se vrae deur wat met daai te doen het. Anderster, ek sien die kinders val bietjie rond met vraestelle, en jy moet meer gestruktureerd met jou vraestelle werk. Susan, ek het gesien die beste manier eintlik om hierdie vraestelle te kry is om net Google te gebruik. Dis reg. Deur in te sit matriek exam papers, en as jy ook die memo wil hê, kan jy selfs memo bysit, matriek exam papers en memo, en dan vind 'n mens dit baie maklik. So dis eintlik beter as wat 'n mens nou die hele webadres gee. Ons kan dit miskien volgende week gee, maar vir nou, ek het net ingesit matriek exam papers en dan memo, en jy kan ook economy bysit, dan gaan dit selfs beter werk. Maar dan binne die eerste of die 2 wat jy heel bo aan die lysie dan kry met daai Google soek, sal jy dan die vraestelle kry. So dis 'n maklike manier om dit so te soek. Dis reg. Nee, ek het ook, want dan kry jy die verskeidenheid. Hulle lys hulle so, en dan kan jy kies. Jy wil byvoorbeeld, ek sê ook van die jongste na die ouer vraestelle. So as jy kan byvoorbeeld Februarie 2011 sin aftrek, dan kan jy, en dan gaan jy na November 2010 en so gaan jy dan terug. Nou Susan, dit is alwaarvoor ons nou vanaand tyd het. Ons sal nie nou verder hierdie vraestel kan beweeg nie, maar oor 2 weke is ons weer terug. So dan gaan ons die res van afdeling B en dan afdeling C behandel. En veral die langer vrae sê jy is moeilik vir leerders.
Ja, ek dink om die struktuur uiteen te sit en te weet wat moet ek sê en hoeveel feite moet ek. Dit is nogals moeilik. Waar ek met Roan gepraat het vroeër en ek het gesê 8 feite, 16 punte, is dit vir die leerders baie moeilik as dit 50 punte is. Wat moet ek sê en wat moet ek los en hoeveel moet ek skryf? Ja, ek dink ons moet bietjie meer daarna kyk volgende week. So oor 2 weke is ons weer terug 10:09 op 'n maandag aand, dan gaan ons meer in diepte hierdie vraestel behandel en veral kyk na daai langer vrae wat baie moeilik is. Carmen Vermaak van Hoërskool Linden en Roan Oosthuizen, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie. Dit was lekker om met julle in die ateljee te hê. Nou as jy vrae het soos Carmen en Roan nou vanaand gevra het, stuur vir ons 'n e-pos na burger @rsg.co.za, dan behandel ons jou vrae hierso. Susan sal baie graag na jou vrae kyk en dan beantwoord ons dit hier op die lig. Susan, baie dankie vir jou tyd en dat jy vanaand saam gekuier het. Dankie Kobus, maar voordat ek groet wil ek net vir die 2 leerders sê sterkte en ek hou my duim vas, ek glo dit sal goed gaan met julle. Baie dankie. Dankie Kobus, lekker aand verder. Baie dankie. Dit is altyd lekker om ook mense in die ateljee te hê wat dan natuurlik saam met ons die vrae of die vraestel kan deurwerk. Onthou as jy die program nou misgeloop het, as jy hierdie laaste gedeelte hoor, kan jy die program as 'n potgooi aflaai. So gaan na www.rsg.co.za en al het jy die program geluister, kan jy hom ook daar in MP3 formaat kry en weer luister om al die wenke neer te skryf. Dit is wonderlik. So jy kan net gaan na Hersiening 2011, soek hom daar by die webblad www.rsg.co.za en dan enige ander vrae wat jy het, stuur dit na burger@rsg.co.za of stuur vinnige SMS. Ons is nie nou regstreeks nie, maar ons sal wel die SMS'e ontvang 33343. Dis 33343 en dit gaan jou R1.50 per SMS kos. So, elke tweede maandag aand, so oor 2 weke is ons weer terug, so net na 10:09 hier op RSG 100 tot 104 FM. Van my Kobus Burger, geniet die res van jou aand. Geniet die res van jou aand. Geniet die res van jou aand. Geniet die